Byna aan die einde van ons program lees ons 'n gedeelte uit Handelinge, hoofstuk 19, vanaf vers 21, die oproer in Efese. Na hierdie gebeurtenisse het Paulus besluit om deur Macedonië en Achaia te reis en na Jerusalem toe te gaan. Nadat ek daar was, het hy gesê, moet ek Rome ook gaan besoek. Hy het sy 2 helpers, Timotheus en Erastus, vooruitgestuur Macedonië toe, maar self nog 'n tyd lank in die provinsie Asie agtergebly. Hy het toe daar groot opskudding ontstaan oor die leer van die Here. 'n silversmid met die naam Demetrius het silverbeelde van die tempel Artemis gemaak en vir die vakmanne 'n goeie verdienste verskaf. Hy roep hulle en ander mense wat soortgelyk werk doen toe bymekaar en sê vir hulle, mense, julle weet dat ons voorspoed van hierdie werk afhang. Julle sien en hoor self dat hierdie Paulus daarin geslaag het, om nie net in Efese nie, maar ook oral vir hom 'n groot aanhang te kry, maar ook in byna die hele provinsie Asie. Hy sê dat goed wat met die hand gemaak word nie gode is nie. Ons bedryf staan in gevaar om 'n slegte naam te kry. En nie net dit nie, die gevaar is ook dat die tempel van die groot godin Artemis vir sy betekenis sal verloor en dat sy van haar grootheid beroof sal word. Hierdie godin wat die hele provinsie Asie en oor die hele wêreld vereer word. By die aanhoor hiervan het hulle woedend geword en geskreeu, groot is Artemis van Efesiërs. Die oproer het oor die hele stad uitgebrei. Soos een man het die mense na die amfitheater toe gestorm. Hulle het vir Gaius en Aristarchus, 2 Macedoniërs wat saam met Paulus gereis het, gegryp en saamgesleep. Paulus wou self met die skare gaan praat, maar die gelowiges wou hom dit nie toelaat nie. Ook het party van die hoë amptenare van die provinsie Asie, wat goed gesind was teenoor Paulus, vir hom 'n boodskap gestuur om hom te waarsku om nie na die amfitheater toe te gaan nie. Almal het deur mekaar geskreeu en die hele vergadering was in die war. Die meeste mense het nie geweet hoekom hulle daar by mekaar was nie. Toe die Jode vir Alexander vorentoe stoot, het party van die mense vir hom gesê wat aan die gang was. Hy het met sy hand gewys dat hy iets vir die volk wil sê. Maar toe hulle merk dat hy 'n Jood is, het hulle hom byna almal 2 uur lank uit een mond gehou skreeu, groot is Artemis van die Efesiërs. Uiteindelik het die stadsklerk daarin geslaag om die skare tot bedaring te bring. Efesiërs het hy gesê, watter mens weet nie nou dat die stad van Efesiërs die beskermer is van die tempel van die grote Artemis en van haar beeld wat uit die hemel geval het nie. Niemand kan dit betwis nie. Bedaar dus en moenie iets oorhaastig doen nie. Julle het hierdie mans hierheen gebring, alhoewel hulle nie die tempel beroof of ons godin belaster het nie. Die hofsittings word gehou en daar's regters. As Demetrius en sy vakmanne 'n klag teen iemand het, laat hulle mekaar daar gaan aankla. En as hulle verder wil gaan, moet die saak op 'n wettige volksvergadering behandel word. Want ons loop gevaar om van opstand aangekla te word oor die dinge wat vandag hier gebeur het. Daar's geen rede vir hierdie oploop nie en ons sal dit nie kan verantwoord nie. Deur dit te sê het hy die bijeenkoms uit mekaar laat gaan. Dit was die gevolge van die werk van Paulus, deurdat die vakmanne bedreig was. Deurdat hy gesê het, goed wat deur mense gemaak is mensewerk en kan nie gode wees nie, of kan nie God wees nie. Hierdie gedeelte uit Handelinge hoofstuk 19, 83 vertaling.
Vanmôre gaan ons afsluit met 'n gedeelte uit die Nuwe Testament, Handelinge hoofstuk 20. Paulus gaan na Macedonië en Griekeland toe. Handelinge hoofstuk 20 vanaf vers 1. Nadat die oproer bedaar het Paulus die gelowiges bymekaar geroep en hulle moed ingepraat. Daarna het hulle gegroet en na Macedonië toe getrek. Op sy reis deur daardie gebiede het hy die gelowiges telkens met sy prediking bemoedig. Hy kom toe in Griekeland aan, waar hy 3 maande gebly het. Toe hy op die vertrek gestaan het Sirië toe, het hy van 'n Joodse komplot teen hom te hore gekom en besluit om deur Macedonië terug te gaan. Pyrrhus, sy seun Sopater van Berea, het saam met Paulus gereis en ook Aristarchus en Secundus, albei van Thessalonika, Gaius van Derbe en Timotheus, as ook Tychicus en Trophimus, albei van die provinsie Asië. Hulle het vooruit gegaan en trouens vir ons gewag. Na die fees van die ongesuurde brode het ons van Filippi af met die skip vertrek en 5 dae later het hulle in Troas aangekom. Daar het ons 7 dae gebly. Paulus in Troas. Ons het op Sondag by mekaar gekom vir die gemeenskaplike maaltyd. Paulus het gelowiges toegespreek en aangesien hy die volgende dag sou vertrek, het hy tot middernag aangehou. Daar was heelwat lampe in die hoofvertrek waar ons by mekaar was. 'n Jong man met die naam Eutychus het op die vensterbank gesit. Hoe langer Paulus gepraat het, hoe vaker het Eutychus geword. Hy het naderhand vas in die slaap geraak en uit die 3de verdieping tot op die grond geval. Toe hom optel was hy dood. Paulus het ondertoe gegaan, hom oor Eutychus uitgestrek en teen hom vasgedruk en gesê, moet julle nie ontstel nie, hy lewe. Paulus het weer boontoe gegaan, brood gebreek en geëet. Hy het nog lank met hulle gepraat tot dagbreek en daarna vertrek. Die mense het toe die seun lewend teruggebring huis toe. Hulle was buitengewoon bemoedig deur alles. Hierdie gedeelte dan, die eerste verse uit Handelinge hoofstuk 20 tot by vers 12. Eers lees ons dan dat Paulus vertrek na Macedonië en Griekeland toe. En dan is Paulus in Troas leer tot middernag en selfs later. Lees ons van die man Eutychus wat op die 3de verdieping in die slaap raak en uit die venster val, dood neerval. Paulus oor hom uitstrek en dan weer lewe. Soos telkens in die geskiedenis van die kerk, aan die begin van die tyd, hoor ons dat daar wonderwerke, buitengewone wonderwerke gebeur het. En het baie gelowiges daardeur versterk is, of tot geloof gekom het. Die Here gebruik vandag nog maniere in die natuur of buite of in ons gewone lewe om ons bewus te maak van sy krag en sy almag. Om ook ander en onsself te bemoedig en tot geloof te bring. Mag elkeen van julle 'n instrument wees in die hand van die Here vir wie hy wil gebruik in sy koninkryk. En daarom bid ek dat die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle sal wees en bly tot in ewigheid. Amen.